Vir diegene wat nou inskakel, julle gaan dit in die aard van die saak nou na die tyd kyk wanneer dit word opgeneem. En dit is nou so net na 9 Sondagoggend hier in Australië. En dit is eintlik die oorgang, dis die herfstseisoen. Dit is eintlik baie lekker weer vir die meeste van ons. As 'n paar mense wat al klaar van die koue, maar die meeste van ons is baie gelukkig dat dit nie meer so warm is nie. So, baie welkom. Ek weet daar is 'n paar van my naby vriende in die verre verlede, onder andere die intellektueel wat hierna kyk. So jy weet mos ek praat met jou ook tydens die erediens. So die skriflesing is vanoggend vanuit Deuteronomium 26. Gaan oor die eerste opbrengs van die oes. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou gee, aan jou gee as jou eiendom en jy dit in besit, en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land, wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat, en dit in 'n mandjie sit, en daarmee na die plek toe gaan, wat die Here jou God sal kies, om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan, wat in daardie tyd daar sal wees, en vir hom sê, ek verklaar vandag, voor die Here u God, dat ek gekom het, in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Dan moet die priester die mandjie by jou vat en neersit voor die altaar van die Here jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê, my vader was 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het. Hy het na Egipte toe gegaan en met min mense daar as vreemdeling gaan woon. Daar het hy 'n groot, sterk en talryke nasie geword. Die Egiptenaars het ons sleg behandel. Hulle het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Here, die God van ons voorvaders, om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons ellende en ons swaar kry raak gesien en gesien hoe ons verdruk word. Die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders. Hy het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die rede waarom ek nou die eerste opbrengs van die land wat deur die Here aan my gegee is, gebring het. Dan moet jy dit neersit in die teenwoordigheid van die Here jou God en hom aanbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Here jou God aan jou en aan jou huisgenote gee. Jy en die Lewiete en die vreemdelinge wat by jou woon. Tot sover lees ons saam. Deuteronomium, wat beteken dit? Deutero, 2, nomium, nomos, wet, tweede wet. Dit is 'n ongelukkige term, dit kom uit die Grieks uit. Maar dit het te doen daarmee dat alles wat alreeds in terme van die 10 gebooie gesê is, word nou op 'n manier geïnterpreteer. En dit word prakties gemaak. So dis 'n hele aantal preke wat Moses preek. 'n Groot deel van hierdie inligting wat hier na vore kom, is om die volk voor te berei, want hulle is op weg. Hulle het die wet ontvang, hulle het die instruksie ontvang, en nou is hulle op weg, hulle is die vooraan, in die vlakte van Moab. Dis wat gaan gebeur. Julle gaan oor die Jordaanrivier gaan, en julle gaan in die land ingaan. En in daardie land gaan julle versoekinge kry. Hierdie teks was tradisioneel baie keer al gepreek by die eerste lydingssondag, maar dit gaan oor die versoekinge. Dit het ook 'n verwysing na Lukas 4, waar die Here se versoeking was toe hy in die woestyn was, waar dit vir hom baie moeilik was, die 40 dae in die woestyn, nie die 40 jaar soos Israel nie, maar die intensiteit. Ek kan verkeerde keuses maak, ek kan 'n ander rigting inslaan. Moet vir geen oomblik dink dat dit vir die Here altyd maklik was. Moenie dink dat hy is God en dit het geen effek op hom gehad nie. Hy was volledig God en mens. Dit was 'n geweldige stryd in sy menswees ook, dat ons geen illusie daaroor het nie. As ons dit nie so sien nie, dan verskraal ons die Bybelboodskap. Ons neem nie kennis van die rykwyte daarvan.
Israel van ouds, wanneer jy in die land kom, dan moet jy onthou, dis 'n boek van voorbereiding, dis 'n oorgang na Levitikus, Numeri, Deuteronomium, dis 'n afsluiting in 'n sekere sin van 'n era, van die Pentateeg, 'n samevatting, dis 'n herbevestiging, en nou gaan julle in 'n nuwe begin. Die reis is voltooi. Ons staan op die voorraad. Moses waarsku. Hy sê, julle gaan dit verkeerd kry. Julle gaan dit verkeerd doen. En dan gaan gevolge wees. So julle moet onthou, julle het 'n swak geheue by wyse van spreek. Dis opgeteken. Maar ons moet dit bietjie terugvat na Deuteronomium 4. Daardie teks is ongelooflik mooi. Gaan lees dit 'n bietjie. Daar in hoofstuk 4 dan lees ons dat die Here vir hulle verduidelik. Moses uit die aard van die saak is aan die woord, en waar het jy nou al ooit gehoor van 'n God wat so saam met sy mense leef? Waar? In die 7de eeu voor Christus, hulle het 'n gebed ontdek in Ninive, 7 eeue voor Christus, 'n ou Sumeriese gebed, en die gebed is nogal vreemd. Dit gaan daaroor, eerste sê die man vir die godheid, asof dit 'n man is. Tweedens sê hy vir die godheid, asof dit 'n vrou is. Dit wissel so af, sulke wisselterme. En dan sê hy, ek weet nie, wie is die onbekende God? Ek het iets gedoen, ek het 'n oortreding, ek het 'n taboe oortree. Of, ek het iets gedoen wat jou kwaad gemaak het. Ek is jammer. Ek weet nie met wie ek praat nie, maar ek is jammer, want ek is nou 'n siek man. Ek dra nou die gevolge. God en mens, dit was altyd 'n vorm van 'n transaksie. Transaksioneel. Dis hoe aan die gode gedink was. Dat ek doen goed om hulle tevrede te stel. Die gode het behoeftes. Ek moet aan hulle behoeftes voorsien. Ek moet vir hulle kos gee. Ek moet hulle laat goed voel. But the gods, they are fickle. Hulle is onvoorspelbaar. Jy weet nooit waar jy met hulle staan nie. Jy's altyd half in jou pasoppens. En dit is wat die man sê. Ek weet nou nie met wie ek praat nie, of dit 'n manlik of vroulik is nie. Ek weet nie wat het ek gedoen nie. Ek ken nie die persoon nie of die godheid nie, maar ek probeer nou om alles te doen to appease the gods. Nou sê Moses vir Israel, waar het julle nou ooit gehoor van 'n God wat so by julle betrokke is? Nou vir baie mense is dit problematies. Hulle sal dit verkies om 'n God te hê wat glad nie betrokke is nie. Baie keer het ons dieselfde gedagte in 'n onbewaakte oomblik. God is dan te intens. God is dan te betrokke. God vra dan baie te veel. Ek soek net 'n bietjie spasie, ek wil my eie ding doen. You're cramping my style, soos mense altyd sê, nee. Is dit nie so nie? Ons sal dit nooit sê nie, maar eintlik is dit vir baie mense 'n probleem. Hulle hou nie van te veel godsdienst. Hulle sal dit vir my sê, man het eendag vir my gesê, "Vreek, dis te veel. Dis te intens." Dan sê Moses verder, "Waar het jy nou al ooit in jou lewe gesien 'n God wat soveel moeite doen met sy volk, wat sy wil aan hulle openbaar?" Verstaan jy? Hy sê, dis so kosbaar en spesiaal, dat God sy wil aan julle openbaar, dat julle hom kan ken. Hy sê die nasies, as julle nou so leef naby hierdie God, en julle leef volgens sy stipulasies, dan gaan die nasies hulle hande saamslaan en hulle gaan sê, wow. Een van die kommentatore sê, die beste woord om te gebruik is net om te sê, wow, kyk na daai klomp. Hulle het 'n God wat 'n persoonlike God is. Hy's nie gemaak deur 'n mens nie. Hy's nie een wat gemaak is as 'n beeld met sulke groot ore nie, sodat hy kan hoor nie. Kan jy nou dink jy maak 'n God vir jouself, hy maak hom met ekstra groot ore, dat hy kan hoor. Rooi kappie, groot oë, om jy beter te kan sien. Nee, dis wat hulle gedoen, maak hierdie vreemde goedjies. Jy het 'n God, julle het 'n God, Israel, wat by julle is
en wat geopenbaar het wat sy wil is. Dis kosbaarder as enigiets, Psalm 19. Dis hoekom dit so pragtige psalm is. Maar wat is julle reaksie? Dan sê hy, julle gaan nou in 'n land inkom, en hierdie God het julle in hierdie land, hy het dit vir julle gegee, hy het julle ingebring. Dit is totaal 'n ander manier van dink oor God en sy werke. Dis nie 'n transaksie gewees nie, jy het niks gedoen nie. God het uit sy eie uit sy vryheid uit sy genade uit. Dis die hele konsep. Jy het gratis sonder verdienste. Dis mos wat ons mekaar sê. Hoe gaan dit met jou? Bo verdienste. Want ons verdien eintlik niks nie. Ons het bo en behalwe ons sondigheid het ons ontvang. Dis wat Israel gesê het. Ons het ontvang. Dis wat jy moet doen. Jy moet so praat, jy moet so dink oor die saak, dat God het in sy vryheid, in sy rykdom, het hy gevat die beste en het dit vir julle gegee. Nou kyk, vandag met ons wokeness en ons hypersensitiwiteit oor regverdigheid. Ai, wat van daai arme kan nou nie. Fooi tot. Sy lewe lank hard gewerk. Ons is meer woke as God baie keer, né? Ons is meer regverdig as God. Dis God se oordeel oor hulle gewees. God het die maat wat vol word oor die Amorite, hy stel dit uit, dan sê die maat van ons sonde moet eers vol raak. So kan ons aangaan met voorbeelde. Dit help nie om God te bevraagteken rondom sulke goed, en dis nie die punt nie. Die punt is, julle het gekry, want vir oor die 400 jaar het julle gekerm en gekla, en julle het geroep na bo, en julle het nie 'n heenkome gehad nie, julle was in die verstrooiing. My vader was 'n Arameer. Vader was Arameer, Jakob en sy nageslag. Hulle was 'n familietjie, en die familietjie het gegaan, en hulle het op die ouend in Egipte 'n groot en talryke nasie geraak. Daar het God hulle alreeds geseën. Hy het die weg voorberei. Vir hoe lank was daar 'n gehuil? Kom ons stel dit in perspektief. Langer as wat Jan van Riebeeck in Suid-Afrika aangekom het. Langer terug was hulle in Egipte. Liewers vir 'n langer tydperk as wat ons van Jan van Riebeeck af is. Was hulle in Egipte. Want teen daardie tyd het lank al vergeet van die God van die voorvaders. Hulle het nou maar vrede gemaak, want dit is nou maar die werklikheid waar ons nou is. Maar God het uit sy eie keuse, en dit is 'n ongelooflike belangrike saak, uit sy eie keuse, op sy eie tyd, op sy eie beweging, his own volition, intention, het hy gegaan, en hy het Israel gered. Mense, dis waar ons sukkel, waar baie mense sukkel. Dis nie 'n transaksie nie. Dit was nie 'n transaksie nie. In die Engels het hulle interessante woorde. He's the suzerain and the vessel. Maar dit is 'n ongelyke verhouding. Dit is 'n ongelyke verhouding in die sin dat dit God is en dit is 'n mens. Sy oorsprong van sy verbintenis met sy volk is uniek van hom alleen af. Ons noem dit monopleries. Dit het een oorsprong vir die manne wat nou soos Johan wat met water werk, die monopomp, nee. Enkel oorsprong. Ons vergeet. Dieselfde ding gebeur in Jesus Christus, net soos wat die verbintenis tussen God en sy volk by Sinai en ook by ander geleenthede. Daar's talle sulke verbintenis en ons noem dit verbond. Breed. Wanneer God dit doen, dan is dit vanuit sy eie beweging na mense toe. My aandeel is suiwer 'n reaksie. Jou aandeel is suiwer 'n reaksie van dankbaarheid. Ek bring niks na die tafel. En wat hy dan doen is, wanneer hy hulle red, so daar's 3 goed wat hy doen. Hy gee vir hulle bevryding. Salvation uit Egipte. Dink mooi daaroor na. 3 goed. Hy gee salvation. Dan gee hy vir hulle die Torah, die wet, sy wil. So met ander woorde, hy help hulle om in 'n sinvolle verhouding met hom te leef. So
So hy gee redding, en het geen aandeel. Hy gee die parameters, die inhoud van 'n sinvolle verhouding. Min of meer, soos wanneer ons nou trou, nee, dan sê ons, jy weet, as ons nou die dag trou, dan gaan ons ooreenkomste met mekaar, wat natuurlik binne die tweede week daarmee heen is, by baie mense. Want sê ons sulke goed soos, as a bottom line, nee. My vrou het 'n bottom line gehad met die kinders. Kan ek maar sê, waar is my vrou? Ek net sien dat ek nie na haar kant toe kyk. So, die bottom line wat sy gehad het met die kinders, jy kom nie in die badkamer in as ek daar is. Ag nee, die kinders werk dit glad nie, nee. Hulle het nie 'n saak met daai bottom line, dis daai ooreenkoms tussen mense. Hoe reageer mense teenoor die openbaring van God? Israel kry 'n derde ding. Hulle kry 'n land. Hulle kry die teenwoordigheid, naamlik die redding, die teenwoordigheid, die wil van God word geopenbaar, die teenwoordigheid, die beskerming, en daai beskerming, ek gee vir jou beskerming, jy kry 'n nuwe land. Jy kry alles wat nodig is om te leef. Is dit nie mooi? Dis hoe God het. En dan wanneer jy na die land ingaan, dan is daar 'n sekere manier van doen, wat eer bring aan hierdie God. Dis hoekom ek verduidelik met hierdie proses. Want nou gaan dit oor ek eer God, ek bring aan God die eer, vir dit wat hy is, en dit wat hy doen. Met ander woorde, daar's twee komponente, vir wie hy is, en wat hy doen. So ek gee aan hom die eer. Wat doen ek? Ek leef in die land, en die eersteling van die oes, dit wat nou, daar die eerste, in 'n sekere sin, nie die beste nie, nie die grootste nie, dit is nie jou groot offer nie, dis net, wanneer jy daai eerste tekens het, dan sit jy die heel daarvan in 'n mandjie, dis nie groot nie. En dan gaan jy na die priester toe, die een wat op daardie stadium in diens is, dit was die reëling. Dis nie 'n vaste persoon wat elke keer daar is nie, op die plek wat die Here sal aanwys later. Ons het ons nou geweet, daar is 'n tent van ontmoeting, later sal daar 'n tempel wees in Jerusalem. Maar dit lê nog in die verre verskiet, vorentoe, ons weet nie, in die toekoms. Maar dan gaan jy, dit moet jou patroon van denkraamwerk wees. Here, U het voorsien. Nou gaan ek en ek gaan sit dit daar neer. Ek gee dit vir die priester, hy sit dit neer voor die altaar. Maar dan kry ons 'n belydenis. Een van die eerste vorme van 'n belydenis wat geformuleer word. Dan moet jy sê, en dit is letterlik iets wat dan gememoriseer word. Jy moet sê, dat my vader was iemand, 'n Arameer. Hy het nie 'n heenkome gehad nie. Hy was 'n swerwer. En hy het uiteindelik uitgekom, en hy was niks. Hy was klein. Hy was niks, maar deur God se genade het hy 'n groot en talryke nasie gehad. Kan julle sien die seëning wat daarop rus van God se teenwoordigheid? So nasieskap, die seëning dat daar 'n land is. Jy was 'n slaaf, jy het niks gehad. Jy het minder as niks gehad. Oh, jy het iets gehad. Oh, jy was geregtig. Elke dag op 'n pak slaap. Ja, jy was geregtig daar. Die sweep het geklap op jou rug, en op jou oupa, en op jou grootoupa, tot in die 9de geslag, voor dit, nee. Julle al gekyk hoeveel geslagte was julle in Suid-Afrika? Ek was die 9de geslag, van hulle wat uit Frankryk gekom het, dis hoekom ek sê, 9de geslag. Meer as 9 geslagte, het jou pa geleer, hoe dit voel, om 'n sweep op sy rug te hê. En dit was dis wat jy op geregtig was. Dit was jou deel. Nou het jy 'n land, en jy het 'n vrug, en jy het 'n oes. Waar kom dit vandaan? Was daar 'n transaksie? Nee, dit was ontvangs. So in hemelsnaam, moenie vergeet, bring dit, erken dat dit God is. As jy dit nie doen nie, onteer jy God. Jy misken God. Jy bring nie aan hom die eer wat hom toekom nie. Jy maak asof dit jou eie maaksel is. Jy maak asof jy self sommer dit alles bereik het. Klink dit nie al te veel na baie mense nie? Hulle vergeet gou as die voorspoed kom.
Jy kan nie 'n reguit lyn trek nie, maar daar's baie lyne te trek. Nou raak dit nog dieper en meer intens. Jy het hierdie belydenis wat jy doen, dat dit God is. Nou openbaar hierdie God hom dwars deur die Ou Testament. En mense se reaksie is selde positief, maar by geleentheid het jy sulke uitskieters, jy konings wat positief reageer, ons kan hulle met die naam noem, dis Hiskia, dis Josia, maar vir die res, Dawid met sy kleivoet en al, maar vir die res, was dit eintlik maar 'n tragiese besigheid. Iemand het eendag 'n baie mooi studie gedoen, oor hoe lank was Israel nou eintlik daar, hoe lank het hulle nou vir die beloofde land, dit is eintlik 'n kort tydjie, wat hulle self in beheer was. Baie gou het dinge verkeerd gedoen. Hoekom? Onverklaarbaar, onverstaanbaar. In plaas daarvan om op te kyk na die hemel en te sê, dit alles is gemaak, af te kyk na die aarde, dit alles is gemaak deur die Skepper God. Wat het hulle gedoen? Opgekyk en hulle het begin om ander gode te aanbid. Net soos die heidene. Hoe kan jy nou so iets doen? Baal. Daar was twee tipes, daar was baie verskillende tipes Baals, maar kom ek verduidelik net die onderskeid. Jy het Baal en Ashera gehad. Baal was die manlike god. Partykeer word hy uitgebeeld as een wat 'n weerligstraal in die hand het en 'n knippel in die ander hand, die god van die vrugbaarheid, die seisoen, die weer. Baal. By Peor het hulle Baal aanbid. Daar het die Here hulle plat geslaan omdat hulle vir Baal aanbid het by Peor. Daar praat ons van Baal Peor. Ons praat ook van Baal se foon en al wat in ander woorde. Ashera was jou vroulike variasie van die vrugbaarheidsgod, die vrugbaarheidsgodin. Dan sê hulle op die hoë hoogtes die gewyde pale en alles wat daarmee saamgaan. En nou en beeld die tempelprostitusie wat posgevat het, soos die Kanaaniete dit gedoen het. Op die hoë hoogtes het julle om die vroulike vorm van Baal te eer, het julle meegedoen aan al hierdie praktyke. Ek hoef sekerlik dit nou nie uit te spel nie, nee. So waar is die reaksie teenoor God? So ons kan nou maklik sê, ons kyk terug en ons sê, ons is nie so nie. Ek sou dit nie gedoen het nie. Mense. En God se openbaring kom en sy besondere openbaring van wie hy is en hoe sy hart is en hoe sy toewyding is, kom in Jesus Christus. Alles wat oor God gesê is, oor sy karakter, alles wat die wet in die Ou Testament wys oor wie God is en hoe hy is, nou sien ons in die praktyk in 'n gestalte van 'n mens wat van God is. In hom sien ons nou hoe dit lyk in die praktyk. Jy bestudeer Jesus Christus en jy sien die wil van God in aksie. Jy sien God self in beweging. Waar het jy nou ooit so iets gehoor? Van 'n godheid wat 'n mens word? Nee, dis te veel vir my. Ek kan dit nie aanvaar nie. I cannot get my head around it. Dis hoe mense praat. It does my head in. So as ek dit nie kan verstaan nie, dan is dit nie moontlik. Is dat arrogant, nee? Iemand sê daaroor eendag, hy sê, as jy kyk na die belydenisse, ons doen 'n apostoliese geloofsbelijdenis, hoe begin hy? Ek glo in God die Vader. Hy sê maar die ek het nie die klem. Dit gaan oor God. Dit gaan oor God. Maar deesdae as mense praat, dan begin elke sin met ek. Ek het die God geword. Ek is in die sentrum. Ek wil verstaan. As ek nie verstaan, dan kan dit nie so wees nie. Dan werk dit nie vir my nie. Sien julle die prentjie? Dis ons wat glo hier, die kerk wat glo in Jesus Christus. So Jesus Christus is die een wat geopenbaar word. Hy openbaar God self. Hy kom na ons, waar jy nou ooit gehoor van iemand wat van God afkom, wat self God is. Meer nog, tweedens, net soos Ou Testament, waar het jy nou al gehoor dat 'n God onder julle kom woon? Waar het jy nou al gehoor dat ek en jy verlang na 'n tyd? Openbaring, ek en Marianne het nou die aand 'n lang gesprek gehad.
oor Openbaring, van die verstommenis, van dat daar eendag gaan die nuwe Jerusalem neerdaal uit die hemel uit, en hy gaan onder ons kom woon. Wat sê dit? Die teenwoordigheid van God is in ons midde. Soos wat hy nou teenwoordig is deur woord en gees en sakramente, is hy teenwoordig. Dis die God is, die teenwoordige God. Waar het jy nou ooit van so iets gehoor? Hy is die God wat 'n nuwe bevryding bring uit die ou bondage, uit jou Egipte, uit die slawerny van sonde en dood. Is dit nie so dat baie kere die sonde ons weet nie? Is dit nie baie keer so dat ons vasgevang is in patrone, denkpatrone, gedragspatrone? Daardie neurologiese bane is gevorm, daai synapses fire. So sekere goeders doen. Dis moeilik en vreemd om volgens die Here se wil te leef. Dis die tragiek. Maar dit is uit ons verlossing uit die sonde. Is alleen uit hom is daar die verlossing uit die sonde. Alleen hy kan dit oorwin, hy kan dit verbreek. Alleen hy kan die sonde vergewe. So dis verlossing in sy volste sin van die woord. By hom is bevryding. Dis hoekom dit so ongelooflik kosbaar is 'n erediens. 'n Erediens is 'n oefenterrein. Dis 'n plek waar ons die las afgooi. Dis 'n plek waar ons geherprogrammeer word. Sien dit so vir diegene van julle wat so graag werk met rekenaars. Dis die reset. Hier sit ons, druk God eintlik die reset button, né? Partykeer met 'n Ctrl+Alt+Delete op. By party van ons. Dit is wat nou hier gebeur. Iemand sê eendag vir my, as jy 'n potlood vat en jy trek hom, is dit die waarheid, jy trek hom so oor die, Jan Hendrik, help my, jy trek hom so oor die wat van die rekenaar, maar ons sê daarmee heen, en die binnegoed, as jy dit wat die Suid-Afrikaners doen, as die weerlig slaan, die rekenaar het nie gegroet nie, nee, dan vat jy jou koolstofpen en dan trek jy hom so oor 'n paar parte, en dan is alles daarmee, weet jy wat waar is nie. Maar die realiteit is, hierso moet die Here op partykeer lê, moet hy maar iets doen, dat ons net weer anders dink. So het daar nou al iets gebeur vanoggend? In julle koppe? In julle harte? Of wat ek nou net hierso inligting oorgedra, en aan die einde dan onwetend dan sê, want die dominee het nou eintlik goed voorberei, miskien om hierdie week 8 uit 10 vermoeite wat hy gedoen het, was baie interessant, maar eintlik het niks my te doen. Ja, dit het met Hendrik baie te doen, en met so 'n paar ander, maar kan nou nie name noem nie, met hulle het dit baie te doen, maar niks met my te doen. Mense, hierdie is die plek van transformasie. Hier ontdek ons die wil van God. Hier kry ons die bevryding. Wat is die reaksie? Die reaksie is dit van dankbaarheid. Dis hoekom ek begin het met die ou labbe dingetjie van hoe praat ons? Hoe groet ons mekaar? Hoe reageer ons? Ek het 'n vriend. Miskien ken julle, party van julle ken hom. Bram, ek is baie lief vir Bram. Hy's 'n spaartjie. Die mans weet wat is 'n spaartjie, nee. Hy's 'n wonderlike mens. As ek hom vra, Bram, hoe gaan dit met jou? Dan sê hy, Vreek, die seënende hand van die Here rus swaar op my. Sê ek, Bram, dis waar. Hy sê, weet jy, vanoggend, my lewe lang, vanoggend, ek is 'n eenman saak, dan het ek nie werk vir die dag. Een vanaand is ek moedeloos gewerk. Die werk het net gekom. Die Here, elke dag leef ek uit sy hand. Ek is so bewus van sy genade, van sy voorsiening, so bewus van dit wat hy verniet vir my gee. Here, dankie. Dankie. Hy is altyd getrou daar, my ou vriend. As daar iets gebeur, hy is eerste dag. Absoluut getrou. Hy verstaan iets van dankbaarheid. Want ek is geseënd. Ek is geseënd, bo verwagting, bo gebede, bo enigiets wat ek verdien, bo verdienste. Here, hoe kan dit wees? Here, ek het nie woorde. En dis nie net hy, daar's talle sulke mense. Talle sulke mense wat so praat. Maar as ook talle mense wat anders praat, né?
wat nooit tevrede is nie. Hulle sit in die beloofde land. En ek praat nie nou van Australië, asseblief. Hulle sit in die sogenaamde beloofde land. Maar jy sou dink, hulle het nog nooit iets gekry uit die hand van God. Daar was nog nooit genade aan hulle betoon nie. Al wat hulle oor praat is, dit wat hulle nie het. Is dit nie so? Hoe praat die mens? Hoe het Israel van ouds gepraat? Ek sluit af. Hulle vra my een keer om te kom help vir 'n jaar toe ons in Kroonstad was in Ventersburg. Ek het daar die vreeslikste armoede gesien in my lewe. Ja, ek het baie nagte baie sleg geslaap. Ek het nie ouer huis hoofsaaklik gewerk. Ek het baie swaar gesien. Daar was 'n vrou. Sy was in 'n rolstoel op daai stadium al vir 70 jaar seker. Sy het in hierdie rolstoel gesit, hy was so van hout gemaak. Die wiele was op 'n groot komponent daarvan was hout. Die armleunings was hout. Stokhout. Die konfigurasie was heeltemal vreemd. Nou sit sy daar in die, daar's 'n klomp sulke mense wat daar in die verswakte afdelings. Nou sit sy en brei. Hierdie is verslete van die beweging van my elmboog. Nou sit ek by haar, nou dink ek by myself, wat se lewe het sy? Nou begin ek met haar te praat. Dit was my ontstellend. Weet wat was my ontstellend? Haar positiwiteit, haar vreugde, haar dankbaarheid. Sy is aan daardie rolstoel gekluister al lewe lank. Sy het niks en niemand, maar sy het daai vrede. Sy het daai vrede op haar gesig. Ek kyk as so, ek sê vir myself, ek het dit nie. Ek stap in by 'n vrou, sy kyk na haar kleinkind in haar huis. Tragiese verhaal, tragiese storie. Ek sit daar en ek kry hierdie ervaring, ek is in die teenwoordigheid van 'n engel. Dit is die weirdste ervaring. Die manier hoe sy praat. Ek sê vir myself, Christendiens is 'n proses van baie dekades. Jy kom nie op daai punt met daai deurleefdheid sonder baie dekades van afhanklik en dankbaar leef. Maar ons skiet so ver te voort. Jy kry daai gevoel van dis goud en hier sit klatergoud. Die Here het voorsien. Die Here voorsien nog steeds. Ek is so dankbaar, Here, vir dit wat ek uit U hand ontvang. Elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, leer ons praat. Ek dink dit is tot 'n groot mate wat dit hiermee te doen het. Leer ons dankbaar wees. En Here, daai teks eindig. En ek het juist nie veel daaroor gesê nie, maar dit eindig. Geniet. U wil hê ons moet dit geniet. U wil hê ons moet lewe. U gee sodat ons uitbundige vreugde kan hê. Heer, dit is ingebed in U goedheid. Dit het sy oorsprong uit die oorvloei van U genade. Here, U sê geniet dit. Geniet alles wat julle het, wat julle besit, wat aan julle gees. Geniet dit. Moenie daaroor skuldig voel. Geniet dit. Maar eer God. Gee die erkenning van wie af dit kom. Here, dit is waar die moeilikheid kom. Ons interpreteer dit, ons is nou iets verskuldig. Here, en seker is ons baie verskuldig. Liefde teenoor U en liefde teenoor die naaste. Wanneer ons na Jesus Christus kyk aan die kruis, dan is die reaksie behoort dit te wees van
Dankie Here dat omdat U gesterf en opgestaan het, kan ek dit geniet. Die vrug van U lyding en opstanding. Ek kan die vrugte daarvan geniet. Ek kan leef met bevryding. Ek kan leef met dankbaarheid. Ek kan dit geniet om vry te wees. Ek kan dit geniet om 'n toekoms te hê. Al sit ek in 'n reisstoel, al lê ek in 'n bed, kan ek dit geniet dat ek onlosmaaklik aan U behoort, dat daar vir my 'n beloofde land is, nog net 'n kort tyd. Here, help ons om perspektief te hê. Help ons om U te eer, U te dien, met vreugde en van harte. Here, ek dink aan hulle wat siek is. Ek dink aan Yuri, toe ek daar by hom sit nou die dag. Hulle bekommernisse, en ek pleit by U vir hulle, soos toe. Ons dink aan hulle omstandighede, Here, ons vra vir uitkoms. U wat die teenwoordige God is, U wat die genadige God is, U wat die grote God is. Here, help hulle. So bid ek vir elke, Here, ek dra vir haar nie op, ek pleit by U vir haar. Here, U behaag is daar om mense te help, talle mense wat al siek was en gesond geword het, talle mense wat baie siek is en wat nie gesond kan word nie. U gee krag na kruis, U help, en ons eer U en ons dankie. Ons bid, Here, vir mekaar, vir hulle wat dit moeilik vind, hulle wat swaar dra 'n las wat hulle vir niemand sê nie, hulle wat met mental health probleme sit, Here, wat te skaam is om iets te sê. Here, hoor en sien en raak aan. Here, U wat die goeie God is, gee vir hulle 'n vreugde in hulle lewe. Gee vir hulle 'n bevryding. Ek pleit daarvoor, Here. Ek bid daarvoor in afhanklikheid. Ek bid vir ons kinders, Here, want as ons Deuteronomium lees, dan sien ons hoe U deur Moses, en wanneer hy met die volk gepraat het, het hy elke keer dit laat deurkom, sodat die nasies kan sien, en ons kinders dra die evangelie, sodat die nasies kan weet, dat dit alles met uitreik en sending te doen, sodat julle is die helder lig, die voorbeeld. Maar hoe gaan dit gebeur, en hoe gaan dit aanhou, as ons kinders nie leer nie? Here, dit was 'n groot saak, U sê dit ook in die Nuwe Testament. Wanneer dit ter sprake kom, as ons kinders tot 'n val kom, dit is een van die grootste dinge, waaroor mense sal met rekenskap gee, van die selfsugtigheid van hulle eie belang, wat hulle vooropgestel het, en die kinders verwaarloos het. Here, vergewe, veral ons, wat nie daai passie gehad het. Here, ons praat baie keer oor ons voorgeslagte, die voortrekkers, en hoe hulle selfs 'n skoolmeester laat saamtrek. Hoe opvoeding en opleiding so belangrik was, die stigting van skole en universiteite. En ons het baie tot ons beskikking, ons het instruksie en ons het die internet. Maar ons los ons kinders wat Gods water oor Gods akker loop. Here, vergewe ons vir daardie mistasting. Nie almal nie, uit die aard van die saak, nie almal nie. Maar wat het ons kinders by ons geleer in terme van 'n voorbeeld? Here, so bid ons vir mekaar, so pleit ons by mekaar, so vermaan ons mekaar. Here, sodat die nasies kan sien, wat is die natrek van hierdie kerk, van hierdie gemeente, oor 20 jaar, is daar kinders en jong mense, wat die fakkel dra, by wyse van spreke? Of is ons so besig om 'n lewenstyl na te jag? Here, wat maak ons? Daarom bid ons, Here, oor hierdie ding. U het vir ons geleer, julle moenie vergeet nie. Want daar's gevolge as ons vergeet. Daar's gevolge as ons rug op die draai. Maar dit mag ons nie sê nie. Here, dit verstaan ons, en daarom kom ons na U toe. Baie keer tree ons op net omdat ons bang is vir die gevolge. Dit het dan niks te doen met dat ons U eer nie. Dan is ons meer behep met ons eie self, as wat ons oor U dink.
Wanneer ons oor U dink, dan praat ons anders. Dan doen ons anders. Anders is ons besig met 'n speletjie om tog net uit U hande uit te bly. Here, help ons as gemeente, laat ons groei. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.